Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 25ste Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en 'n Sondagkoerant word net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê: volksmoordstorie is ongegrond volgens minister. Nuushooftrekke vir vandag lyk so: toestande in een militêre hospitaal nie na wense nie. Volksmoordstorie is ongegrond volgens minister. Volgens die staat sal Daisy Liebenberg vlug as sy vrygelaat word op borg. Moordsyfers oral laer, behalwe in die Noord-Kaap. Erling Pumas, die kampioen in SA beker eindstryd. Skole rugby uitslaa van die naweek bekend. Die volksmoordstorie is ongegrond, het minister Senzo Mchunu, minister van polisie in Pretoria, uitgevaar toe die jongste misdaadstatistieke vir die tydperk van 1 Januarie tot 31 Maart bekend gemaak het. Daar word aangevoer dat daar 'n wit volksmoord in Suid-Afrika is en as bewyse is 'n klomp materiaal gesirkuleer, insluitende in die Withuis in Amerika. Dit sluit beeldmateriaal in van kruise wat langs 'n spesifieke pad, om 'n voorbeeld te noem, het Mchunu aan die media gesê. Mchunu het verwys na die wit kruise langs die pad tussen Newcastle en Normandien in KwaZulu-Natal en gesê die beeldmateriaal daarvan het ontstaan in die geregistreerde voorval wat in 2020 op die plaas in Hofer gebeur het. Hy sê dis hartseer wat met Glenn en Vida Rafferty gebeur het. Hulle is ongelukkig in hulle eie huis deur die misdadigers vermoor. Die kruise simboliseer moorde op plase oor 'n aantal jare. Dis nie grafte nie. Die verdagtes is weens die moorde in hegtenis geneem en gevonnis en hulle tans in die tronk, het aan die media ook bekend gemaak. Dit word nie ontken dat misdaadvlak in die land baie hoog is en dat groot kommer hieroor bestaan nie, sê hy. Misdaad sny deur die hele gemeenskap. Oor plaasmoorde het Mchunu gesê 2 plaaseienaars is in die 3 maande van 1 Januarie tot einde Maart vermoor, asook 1 plaasbewoner, 2 plaaswerkers en 'n plaasbestuurder. Dit is nie die polisie se beleid om ras en statistieke te gebruik nie. Volgens Mchunu is die geskiedenis van plaasmoorde in die land nog altyd verwronge en daar is ongebalanseerd daaroor verslag gedoen. Die waarheid is dat plaasmoorde nog altyd swart mense in groter getalle ingesluit het. Wat die bewering van grondgrypery betref, sê Mchunu, hy ontken dat grondgrypery gebeur. Grondbesetting is nie regeringsbeleid nie, maar grootendeels 'n optrede uit desperaatheid in die soeke na grond deur Afrikaners wat sonder grond sit en hulle iewers moet vestig. Dit is sporadies en onwettig, het hy verklaar. Die toestand in die een militêre hospitaal in Pretoria is 'n verleentheid en pynlike situasie vir die hele weermag. Werk aan die opgradering van die hospitaal het in 2005 begin. Sedertdien is meer as 1 miljard rand bestee, terwyl die hospitaal grootliks nie operasioneel is nie. Volgens Angie Motshega is een militêre hospitaal 'n baie belangrike hospitaal en in die staatsbate. Dis nie net vir die president en belangrike persone nie, maar ook vir ons soldate, het sy gesê. Dit sal ook gebruik word as 'n aanvoerprogram vir nasionale gesondheidsversekering. Volgens Motshega kan die departement nie ontken dat daar tegniese en administratiewe probleme, vermorsing, vrugtelose uitgawes en klaarblyklik wanpraktyke by een militêre hospitaal aanwesig was nie. Daisy Liebenberg, wat 50 jaar oud is, sal vlug indien sy op borgtog vrygelaat word, het die staat aangevoer in haar aansoek om te appeleer teen die Landdroshof se weiering om borgtog aan haar toe te staan. 'n handvol ondersteuners van haar en haar eggenoot, die omstrede diamantsmous, Louis Liebenberg, wat 60 jaar oud is, het wel in die hofgaldery gesit. Die regter het gesê die staat het 'n sterk saak teen Daisy en sy kon nie bewys dat dit in belang van geregtigheid sal wees dat sy moet borgtog kry nie. Daarby het sy kontakte in die buiteland ook wat van haar 'n vlugrisiko maak, onder meer dat sy in 2023 na Dubai gereis het vir sake en dat haar seun gereeld tussen Europa en Amerika gereis het. Die staat het aangevoer Daisy het beperkte verantwoordelikhede in Suid-Afrika en sal maklik kan verhuis. Advokaat Botha vir Daisy het in repliek daarop gesê sy kliënt is nie van plan om te vlug nie, omdat haar familiebande in Suid-Afrika gelees. Sy het geen familie of vriende of 'n bankrekening in die buiteland nie. Sy het ook reeds haar paspoort by die polisie ingehandig. 'n Derde adres is gegee van vriende wat in 'n beëdigde verklaring aan die hof bevestig het dat Daisy by hulle kan gaan woon. Volgens die staat is die adres nie aan die ondersoekspan gegee om te verifieer nie en die verklaring was baie vaag. Hulle word aangekla van grootskaalse bedrog met Louis se beweerde Ponzi-skema Forever Diamonds and Gold. Die 9 beskuldigdes staan reg op 59 aanklagte, waaronder bedrog, diefstal, rampokkery en geldwasery.
'n man wat 'n vals bewys van betaling vir 'n deposito in 'n huiskooptransaksie gelewer het, is aan George tot 8 jaar gevangenisstraf gevonnis, waarvan 4 jaar gevangenisstraf vir 5 jaar opgeskort is. Volgens die valke is die beskuldigde wat 39 jaar oud is, Woensdag in die streekhof in George skuldig bevind aan bedrog van R300,000 en gevonnis vir 'n bedrieglike huiskooptransaksie wat in Augustus 2018 plaasgevind het. Volgens die valke is 'n bewys van betaling van R300,000 op 5 Augustus 2018 per e-pos op 'n Standard Bank internetbankbriefhoof aan die klaer gestuur. Die beskuldigde het die eiendom betrek nadat die klaer die bewys van betaling ontvang het. Daar is egter later ontdek dat die bewys van betaling wel vals was. Die moordsyfer landwyd was 12% laer in die eerste 3 maande van vanjaar as in die ooreenstemmende tydperk in 2024. Van 1 Januarie tot 30 Maart is 5,727 moorde landwyd aangemeld, 809 minder as die 6,536 in die 3 maande verlede jaar. Die enigste provinsie waar die getal moorde nie gedaal het nie, was in die Noord-Kaap. Die jongste statistieke vir hierdie provinsies is positiewe nuus, het Mchunu op die media-konferensie gesê. Die jongste statistieke wys ook dat die getal rooftogte met verswaarende omstandighede gedaal het. In die 3 maande in onderoorsig is 31,700 aangemeld, 3,600 minder as die 35,400 in die ooreenstemmende 3 maande die vorige keer. 805 minder voertuigkapings is aangemeld, 4,533 vergeleke met 5,338 in die ooreenstemmende tydperk. Die 10 polisiekantore landwyd waar die hoogste moorde aangemeld is Inanda in KwaZulu-Natal, Delft, Mfuleni, Nyanga, Philippi, KwaZulu en Kibera, Umlazi in KwaZulu-Natal, New Brighton in Kibera, Kraaifontein in Kaapstad, Ivory Park in Tembisa in Gauteng. 2,990 van die moorde is op openbare plekke gepleeg, 1,589 in die wonings van die slagoffers of aanvallers of die van hulle families, vriende of bure. Vuurwapens was in 2,559 gevalle die moordwapen gewees, gevolg deur messe wat 829 verteenwoordig en ander skerp voorwerpe van 364 ingesluit het. Plaaslike rugby aanbetref was die beste plek gister om te gewees het, natuurlik die Mbombela Stadium in die noorde van die land. Die rede, die finaal van die SA beker wat tussen dieselfde spanne as die eindstryd van 2024 gespeel het, die Erling Pumas en die Suzuki Griquas mekaar die stryd aangesê. Die stadion was nie tot volle kapasiteit gevul nie, maar 1000 ondersteuners het wel die aanskoulike wyse bygewoon en albei spanne het genoeg toeskouers gehad. Die bordjies is egter Saterdag deur die gasheerspan verhang. Hulle het van die begin af ingeklim en goeie rugby opgedis om vir die toeskouers waarde vir hulle toegangsgeld te besorg. In die wedstryd in die 8ste minuut van spel is nommer 2 speler Sebo Dlamini met 'n rooi kaart van die veld gestuur weens 'n gevaarlike duitslag. Sango Tkamlase was natuurlik op sy stikke en het binne bestek van 'n paar minute 2 keer die Griquas se doellyn oorgesteek vir 2 pyk-3. Die Springbokkeders sal beslis hulle oop verskeie spelers gehad het, waarvan Tkamlase beslis 'n goeie keuse is. Die halftydtelling was wel verdien in die Pumas se guns met 19-7 van die Griquas. Danrich Versaghi was vir die Pumas se uitblinker met sy skopskoen. Die hele span van die Erling Pumas verdien lof saam met die afrigtingspan van Jimmy Stonias wat weer eens sy beplanning en wedstrydplan tot sukses vir sy span gelei het. Die finale telling was 39 vir die Erling Pumas en 14 vir die Suzuki Griquas. Christy Grobler gaan vir die Haie in die Karibeker diens doen hierdie jaar. Die Haie se eerste Karibeker wedstryd was op Saterdag 26 Julie teen die Leeu's op Ellis Park in Johannesburg. Benewens die 22 toernooie in die reeks waarvan Grobler die Blitsbokke verteenwoordig het, was ook verlede jaar lid van die nasionale 7 span wat die bronsmedalje op die Olimpiese spele in Parys verower het. Snyman sê dis 'n riem onder die hart dat hulle spelers se deugde deur die unies wel raak gesien word. Met die 7's reeks wat vroeg in die jaar klaar is, beteken dat die ouens het ook geleentheid om 15 man rugby te kan speel. Ons het nou die kans om ons verhoudings met die unies uit te bou in die aanloop tot die volgende Olimpiese spele. Die naweek se skole rugby uitslaas as volg: Affies 65, Kes 19, Benoni het 9, Karel de Wet 25, die Anker het 34, Sekunda 32, Dr. Malan het 10, Brandwag 12, EG Jansen het 15, teen Help Mekaar se 35, Elderrein het 10 en Bergsig 15, Volwys het 5, Edenvale 24, Vogville 24, Florida 12, die Genote Springs het 18 en Ben Foster ook 18, Klerksdorp het 25, Middelburg 24, Kreeusdorp 24 en Trinity House 17. Menlo Park het 27 teen Garsfontein se 40,
Midstream het 42 aangeteken teen die Wilgers se 15, Brensky het 28 en Dynamica 26. Noordheuwel het 43 opgestapel teen Monument se 27, Piet Retief het 14 en Lichtenburg 40. Potchefstroom het 21 en Potch Volksskool het 12 punte. Rustenburg het 38 teen Nelspruit se 32, Skoonspruit het 13 en HTS Klerksdorp 17. Nico Malan het 26 aangeteken teen Malau se 7 punte. Queen's College het 25 en Grey High School van Cabarra 24. St Andrews College het 40, Selborne 10 punte. Hermanus het 44, Robertson 26, Laborie het 18 en Wellington 8. Milnerton het 83 opgestapel teen DF Milan se 15 punte. Melkbosstrand het 7, Monument Park het 31, Outeniqua het 41 en Framesby 25. Parel Boys High het 36, Paul Roos Gymnasium 26. Parel Gymnasium het 93 punte aangeteken teen HTS Drosdui se 12 punte. Piketberg het 5 en Hopefield 33. Rondebosch het 57 teen Boland Landbou se 26. SACS het 17 teen Durbanville se 20. Stellenberg het 17, Oakdale 47. Strand het 17, Brackenfell 45. Swartland het 18 aangeteken teen Charlie Hofmeyer se 10 punte. Botawil in die Vrystaat het 24 teen 26 van Hoopstad aangeteken. Sasolburg het 31 punte teen Driehoek se 29. Sentraal van Bloemfontein het 36 teen Burgersdorp se 24. Vereniging Gymnasium het 31 en Elspark 38. Voortrekker Bethlehem het 43 teen Trio se 46. Witteberg het 24 teen Welkom Gymnasium se 22. Novak Djokovic, die 38-jarige Serveer wat poog om 'n 4de Franse Ope titel te wen, sukkel met sy spelpyl sedert hy die Australiese Ope halfeindronde in Januarie gehaal het, voordat hy weens 'n besering moes onttrek het. Dit was na 2 vroeë nederlae in Monte Carlo en Madrid duidelik dat Djokovic sy poging om 'n 25ste Grand Slam te wen sy moeilikste stryd tot nou toe nog mag wees. Hy sou na verwagting sy kleibaan seisoen in Rome begin het, voordat hy na Parys sal terugkeer, waar hy verlede jaar Olimpiese goud gewen het, maar hy die Italiaanse Ope oorgeslaan sonder om 'n rede te verskaf. Hy het van dese week as promotorskeuse aan die Genève Ope deelgeneem, waar hy gistermiddag die eindstryd gehaal het. Hy het die Brit Cameron Norrie in die halfeindronde met 6-4 en 6-1 gewen. Die stryd het 2 ure en 14 minute geduur. Max Verstappen van Red Bull het Sondag op die Imola bevestig dat hy van jare aanspraker op 'n 5de titel is, ondanks die feit dat McLaren vroeg in die seisoen reeds oorheers het. Hy het maklik in Italië gewen en is 22 punte agter die pas aangeheer Oscar Piastri en 9 punte agter Lando Norris, albei van McLaren. Die kampioenspan met 'n vinnige ratsmotor wat tot dusver op bane met stadige draai oorheersend gelyk het laas in 2008 in Monaco gewen. Die 27-jarige Nederlander het verlede jaar 6de geëindig toe Charles Leclerc die eerste Monaco-gebore renjaer in die moderne era geword het wat sy tuiswedren kon gewen het. Die Stormers beplan om hulle kontrak met die Springbokster Sasha Feinberg te verleng. Die Stormers het ook daaraan geslaag om AJ Meyer uitstekende slot van Grey College in Bloemfontein, Kaapstad toe te lok. Die Springbok loskakel Manny Libbok sal waarskynlik na die huidige seisoen ook nie weer in die Stormers stry gesien word nie. Die gerugte doen die ronde dat die Stormers steeds gretig is om die Springbok vleuel Cheslin Kobbe se handtekening te kan kry. John Dodson, die Stormers se direkteur van rugby, wou hom nie oor spesifieke spelers uitlaat nie. Ons wil graag elke seisoen die VRK wen, maar ons moet realisties wees oor wat ons spanne in Europa kan vermag, het hy aan die media bekend gemaak. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian op Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 11:24, Polokwane 7:21, Lephalale 9:24, Mbombela 8:25, Mahikeng 7:21, Pretoria 9:21, Johannesburg 10:18, Ermelo 4:20, Richards Bay 12 in die oggend, 7:20 in die middag, Pietermaritzburg 11:23, Durban 13:24, Port St Johns 14:25, Bethlehem 6:18, Bloemfontein 7:19, Allewal Noord 6:20, Welkom 8:20, Vryburg 7 in die oggend, 21 in die middag, Kimberley 9:21, Appington 11:24, Prieska
14:29, Springbok 14:24, Karasburg 14:26, Keetmanshoop 13:26, Mariental 12:27, Alexanderbaai 14:23, Brandvlei 11:24, Loederitsbaai 16:29, Vredendal 14:28, Kaapstad 16:23, Sutherland 18:18, George 14:25, Jeffreys Bay 14:30, Geberra 15:30, Graafrenet 11:22, Oos-London 14:29, De Aar 8 in die oggend, 20 in die middag, Multino 6 en 17, Beaufort Wes 13 en 25 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.85 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.59, die euro kos R20.26, die pond verhandel teen R24.15, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $33.46 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,358 per fyn ons, die prys van Brent olie is $64.78 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag: laat jou lig skyn, wees 'n voorbeeld vir ander, dat hulle opkyk na jou leiding, verlig ander se paaie, 'n aangename dag vir jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe. 'n aangename Sondag word vir julle almal toegewens.